Wil vanmôre met ons praat oor die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus. Dit was 'n bitter, maar tog 'n soet gebeurtenis. Dit was bitter vir Jesus, maar dit is soet vir ons, want ons weet wat is die einde. As ons kyk na die Paasnaweek, Paasfees, wat beteken dit? Wat beteken dit vir die mens, vir die wêreld? En wat beteken dit vir ons as Christene? Ons kan net vir U dankie sê dat dit wel gebeur het. Vir die wêreld is dit 'n tyd van ontspanning, 'n tyd om by die familie deur te bring, 'n tyd om see toe te gaan, of 'n tyd om te rus. Dit is wat die meeste mense doen. Ons doen dit ook. Maar dis wat die wêreld, dis paashase en dis allerhande goed vir die wêreld. Maar vir die kinders van God is dit 'n tyd om ons dankbaarheid en ons vreugde aan God bekend te maak vir dit wat hy vir ons gedoen het, vir dit wat Jesus vir ons gedoen het. Dis 'n geleentheid om dankie te sê vir sy genade en vir sy liefde. Dit wat ons van hom ontvang het, deur dit wat hy moes deurgaan. Die kruisiging van Jesus is 'n baie belangrike gebeurtenis in die menslike geskiedenis. Dit is die middelpunt van God se geregtigheid en sy genade. Ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 18. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Die krag van God. Die kruisiging is die krag van God. En dis wat die woord sê. Die kruisiging is 'n bewys van God se liefde. En dan lees ons in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan wil ek highlight, elkeen wat in hom glo. Dit is die kodewoord, dis die belangrike gedeelte van wat Johannes 3 vers 16 sê. Elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. God het hierdie dinge wat op die kruis gebeur het in die opstanding, het hy lank reeds beplan en van geweet, en dit was sy plan van die begin af. Vanaf die mens gesondig het en hulle uit die tuin van Eden moes gaan, het God geweet, hy moet iets doen om die mens terug te kry by God. In Jesaja 53 vers 5 het hy geprofeteer, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesaja het dit lank voor die tyd geprofeteer, want God het geweet, hy sal 'n plan maak. Die fout wat Adam en Eva gemaak het, sal hy regmaak, om die mens weer terug te kry by hom.
Op Golgotha het die Seun van God, Jesus, die las van sonde, skande en dood gedra, sodat die mensdom weer met God versoen kan word. Kom ons kyk bietjie na die lyding van Christus, en wat was die betekenis van sy offer? Dit was 'n massiewe offer vir hom as mens. Hy was mens soos ek en jy. En stel jouself voor, as jy moes deurgaan wat hy deurgegaan het. Ek dink nie ons sou dit maak nie. Ek dink nie ons sou kans gesien het om dit te doen nie. As ons in Jesus se voete gestaan het, sy skoene gestaan het, so ons vra God, stuur die engele om my hier uit te haal. En hy was by magte om dit te doen, maar hy het nie, want hy het geweet, God het 'n plan. Die Romeine het die kruisiging, die kruisdood, het hulle ontwerp om pynlik en vernederend te wees. Dit was 'n vernedering vir iemand om op die kruis te sterf, en dit was pynlik. Maar Jesus het dit verdra. Jesus het dit gedra vir my en vir jou. Ten spyte van dat die mense om hom, Judas het hom verraai. Judas was deel van hulle, hy was 'n vriend. Maar Judas het hom verraai. En hy was nie kwaad vir Judas nie, want hy het geweet, dit was Judas se doel. Petrus het hom verloon. Nadat Jesus vir Petrus gesê het, jy gaan my verloon, het Petrus gesê, nee, ek sal doodgaan vir u. Maar hy het hom tog verloon, net soos wat Jesus vir hom gesê het. Die soldate en die leiers en die skare om hom het hom bespot. Hulle het 'n bespotting van hom gemaak, waar hy die kruis gedra het, op pad Golgotha toe. Dan praat ons nie eers van die fisiese pyn nie. Die spykers deur die hande en die voete. Hy is gegeesel voor die tyd. Hy het 'n doringkroon op sy kop gehad. En as ons kyk, een van die eerste vloeke wat op die aarde gekom het, was dorings. En Jesus het daai vloek op hom geneem, deur die doringkroon wat hulle op sy kop gesit het. En dan saam met die fisiese pyn, was daar die geestelike las. Hy het die sonde van die wêreld op hom gevat. Al die sonde van die wêreld. En dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het jou sonde en hy het my sonde op hom gevat. En hy het dit gedra. Dit was pynlik, dit was vernederend, maar hy het dit gedra. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 21. God het hom wat geen sonde geken het nie, vir ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom die geregtigheid van God kan word. Jesus het ons geregverdig deur al ons sondes op hom te neem. Ons kan alles wat al ons sondes, kan ons vat en dit op iemand anders sit. Ons gee hom die skuld, dan is ons geregverdig. Ons as mens weet hoe om dit te doen, om die skuld vir iemand anders te gee. Twee boeties is altyd, nee, dit was nie ek nie, was hy, of boetie en sussie, nee, ek was nie ek nie, was hy. Ons gee ons sondes weg, maar Jesus het dit gedra. Jesus het ons sondes en ons skulde gedra. En dis iets om aan te dink.
Die kruis het 'n doel gehad. 'n Profesie is vervul. Wat Jesaja 53 vir ons gesê het van die lyding. 'n lydende dienaar wat vir ons oortredinge deurboor sou word. Om geregtigheid te laat geskied. Sonde. Die loon van die sonde is die dood. Maar ons kan dit vir iemand anders gee. Jesus het dit vir ons geregtigheid gemaak. Hy het ons sonde gevat en op hom geneem, sodat ons geregtig kan wees voor God. Jesus was die offer. Dit is waar God se heiligheid en liefde ontmoet. As ons dink aan heilig, God is heilig. Dit gaan na God. Die woord sê, wees heilig, want ek is heilig. Maar God is ook liefde, liefde vir my en vir jou. En as ons die heiligheid en die liefde bymekaar sit, dan kry ons die kruis. En dis waar Jesus was, op die kruis. Die kruis was om die mens met God te versoen. Want met die kruisiging het die voorhangsel geskeur, sodat ek en jy direkte toegang tot God het. Ons kan direk met God praat, in gebed, en God hoor en verhoor al ons gebede. Die kruis het die dood oorwin. Jesus het die dood oorwin deur op die kruis te sterf. Maar hy het opgestaan ook. In Kolossense 2 vers 14 en 15 verklaar Jesus die magte van die owerheid, dat hy die magte van die owerheid ontwapen het en oor hulle oorwin het. Sy daar, Kolossense 2, ek het hom nou nie hier nie. En die skuldbrief wat teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jesus het oor hulle getriomfeer deur die kruis. Dit moes 'n vernedering wees, maar dit was 'n vernedering vir die vyand, vir die duiwel. Jesus, toe hy op die kruis was, het hy 'n paar woorde gespreek. In die hele tyd, met sy verhoor en alles, het hy nie baie gepraat nie. Jesus was stil. Maar op die kruis het hy 'n paar woorde gesê. En ek wil dit net uitlig. Hy het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het te midde van die pyn en die vernedering, het hy nog steeds genade teenoor hulle geopenbaar. Genade, terwyl die wreedheid aan hom toe gedoen is. Hoe sal ek en jy reageer as ons in daai situasie is? Gaan ons ook sê, vergewe hulle, as iemand jou aanspreek en jou sleg sê en jou dinge aan jou doen, gaan jy net sê, vergewe hulle? Jesus leer vir ons 'n les. Iets anders wat hy gesê het is, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, het hy vir die misdadiger gesê wat saam met hom gekruisig is. En dit beteken dat daar is 'n versekering van verlossing as jy by Jesus is. As jy aan Jesus vashou, is jy verseker van verlossing van jou sondes. My God,
waarom het U my verlaat? Dis diep woorde. Woorde wat ek en jy ruk in ons hart, want om te weet dat God Jesus verlaat het as sulks. Hy het nie hom verlaat nie, maar dit was sy doel. Maar Jesus was mens. Hy was verlore in daai oomblik. Daarna het hy gesê, dit is volbring. Wat beteken dat Jesus sy doel as mens vervul het, deur die sonde te breek. En laastens het hy gesê, in U hande gee ek my gees. En hy het Vader volkome vertrou, want hy het geweet, sy gees gaan terug na sy Vader toe. En dit was 'n moeilike tyd vir hom op die kruis, wat hy deurgegaan het. Maar wat beteken dit vir ons alles? Wat beteken dit vir my en vir jou? Vir die sondaar beteken dit vergifnis. Vergifnis is beskikbaar. Ek en jy moet net 'n besluit maak en Jesus as ons saligmaker aanneem. Vir die gebroke is daar genesing, want deur sy wonde kom daar vir ons genesing. Vir die wat vrees, wat bang is, dit beteken oorwinning oor die dood. Jy hoef nie bang te wees vir vorentoe nie, want die dood is nie die dood nie. Dis net 'n verskywing van hierdie lewe na die volgende lewe, na die ewige lewe, wanneer jy aan Christus behoort, as die kruis deel van jou belydenis is. En vir die gelowige is dit 'n oproep tot disippelskap. Ons moet Jesus volg en ons moet sy woord uitdra. Ons moet die ander vertel van God, van Jesus. Die kruis gee vir ons geloof. Want Christus as offer was voldoende. Voldoende vir ons sonde. Israel moes elke jaar hulle 'n lam offer om hulle sondes vergewe te kry. Hulle moes dit jaarliks doen. Jesus het eenmaal gesterf en dit was voldoende om al ons sondes te vergewe. Ons moet net onsself bekeer. Ons moet ons wegdraai van die sonde af. Ons moet Jesus aanneem en ons moet Jesus volg. En ons moet getuig van hom. Ons moet die ander mense om ons vertel. En die ander mense moet Jesus in ons sien. Ons moet Jesus wees vir elke mens wat om ons is. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die kruis transformeer nie net ons ewigheid nie, maar ook ons daaglikse lewe. Dit is vir ons belangrik om in ons daaglikse lewe moet ons Christus weerspieël. Ons moet Christus wees vir die mense om ons. Dan kom ons by die opstanding. Die kruisinge was groot, maar die opstanding van Christus is die mees belangrikste gebeurtenis vir die hele mensdom. Dit is die spil waarom die Christelike geloof draai. Want sonder die opstanding is Christendom net nog 'n geloof. Daar is honderde gelowe, duisende. Maar om 'n Christen te wees, weet ons,
Ons dien 'n lewende God. 'n God wat leef. 'n God wat uit die dood uit opgestaan het. Wat al die mag in die wêreld besit. Want alles behoort aan hom. Ons dien 'n lewende God. 1 Korintiërs 15 vers 17. As Christus nie opgewek is nie, is jou geloof te vergeefs. Jy is steeds in jou sonde. Want dit is die opstanding van Christus wat ons sondes op hom wat ons sondes klaar maak, wat ons sondes wegvat van ons af, so ver as die ooste van die weste. Paulus het ook gesê dat die opstanding is nie opsioneel nie. Dit is noodsaaklik. Dit was noodsaaklik, sodat die vyand kan sien, hy is uitgeklee. En dit is die bewys dat ons 'n lewende God aanbid. Matteus 6:28 vers 6 sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, net soos hy gesê het. Jesus het opgestaan, en ons kan dit vandag glo, want die woord sê dit vir ons, en die woord is die waarheid. Want Jesus het gesê, voor die tyd het hy gesê, ek gaan opstaan. En hy het. Die leë graf is 'n bewys dat Jesus die seun van God was, of is. Ons geloof is nie net op onsekere denke nie. Dis 'n realiteit. Dit is ons realiteit. Jesus Christus is ons realiteit. Die woord is ons realiteit. Deur die opstanding breek Jesus die mag van die dood en sonde. Sonde het 'n mag oor ons gehad, maar die opstanding het dit verbreek. Die dood kon hom nie in die graf vashou nie. Hy het opgestaan. Ons straf vir ons sondes is volledig betaal. En dit gee vir ons die ewige lewe. En dit bewys dat die hemel is 'n werklikheid. Want die leë graf bewys dit aan ons dat hy opgestaan het. Daar was ook getuies wat hom gesien het. Dis Maria Magdalena, die disippels. En op 'n ander keer 500, meer as 500 gelowiges. En ons lees dit in 1 Korintiërs 15 vers 6. Is hy daar? Nee. Die opstanding het ook die disippels verander. Voor die kruisiging was hulle bang. Petrus het hom verloon, 3 maal. Hy was bang om gesien te word as deel van Christus. En na die opstanding het Petrus 3000 mense tot geloof gelei. Hulle het die boodskap verkondig ter wille van, of hulle het die boodskap verkondig, al is hulle doodgemaak daarna. Hulle het dit nog steeds verkondig, ten spyte van die vervolging. Het die disippels nog steeds die woord verkondig. Hulle was vol vrees, maar na die opstanding was hulle vreesloos. Want hulle het geweet, die graf is leeg. En dis hoekom ons vandag kan sê, die hoop is nie net 'n droom nie. Want Jesus is 'n lewende verlosser.
Daar's altyd hoop. Die hoop van vandag, ongeag watter beproewing jy deurgaan, ongeag waar jy in jou lewe mee staan en sukkel, Jesus is daar. Christus is lewend en teenwoordig. Die hoop vir môre. Ons toekoms is veilig. En die ewige lewe is 'n belofte. Die hoop vir die ewigheid. Die hemel is nie 'n droom nie. Dis 'n werklikheid. En dis deur Jesus gewaarborg. Maar ons het ook 'n opdrag gekry. Met die opstanding van Jesus het ons 'n opdrag gekry. Ons moet deel met ander van die opstanding. Ons moet met ander mense deel oor Jesus. Ons moet sy woord uitdra, ons moet sy woord verkondig. In ons huise, dis waar jy begin, by jou kinders, by jou werksplek. Daar's soveel siele wat gered moet word, daar waar ek en jy werk. Mense wat saam met ons hier werk, langs ons werk. Daar's baie siele wat gered moet word. Mense wat weet, maar hulle glo nie. En hulle leef nie volgens wat Jesus sê hulle moet leef nie. En dan moet ons ook in ons gemeenskap uitgaan. Dit is wat ons hier in die kerk doen. Om die gemeenskap te bedien, sodat hulle die goeie boodskap van Jesus en van die opstanding en van die ewige lewe kan leer en verstaan. Dis hoekom ons kyk altyd, Paasfees kom eenmal 'n jaar. Dan hoor ons 'n preek oor die kruisiging en die opstanding. Maar dis nie waar dit moet bly nie. Dit moet 'n daaglikse werklikheid wees in ons lewens. Ons moet daagliks dit uitleef. Omdat Christus leef, word wanhoop, word vreugde. Net omdat Jesus leef. Vrees word moed. Die dood word lewe. En dit is hoekom ons met vertroue kan verkondig dat Jesus het opgestaan. Hy het vir ons die prys betaal en die ewige lewe is beskikbaar vir jou en vir my. En dan kom altyd die vraag by mense op, wat doen ons daarmee? Wat doen ek en jy môre? Volgende week, Februarie maand. Hoe leef ons? Ons moet hierdie dinge daagliks uitleef, daagliks met ander mense deel. Ons moet toelaat dat hier binne in ons iets oopbreek, sodat ons die liefde van God kan verkondig, sodat ons die liefde van God kan ervaar. En ons moet dit teenoor mekaar bely. Ek en jy en jou vrou, jy en jou kinders, bely dit teenoor mekaar, elke dag, sodat ons in die liefde van God kan bly, en dat ons weet, sodat die mense wat om ons is kan sien, wie Jesus is. Ons moet besef, dat ons kan nie sonder God lewe nie. Ons kan nie. Die wêreld probeer, maar ons kan nie sonder God leef nie. Ons kan nie. Elkeen van ons is vir die hel bestem. Weet julle dit? Ons is vir die hel bestem. Maar die prys is betaal. Die prys is betaal. Al wat ons moet doen, is om aan Jesus vas te hou.
En dit laat my dink aan Koos se preek Oujaarsaand, waar hy gesê het, maak seker, jou lamp is vol olie. Maak seker. Was dit Koos se laaste preek? Of het hy nog een keer daarna gepreek? Ek kan nie onthou nie. En die vraag is jy gereed? Is ons gereed? Is ons lampe vol olie? En ek wil daai vraag by julle los. Want dis die vraag wat ek en jy moet antwoord vir onsself. Ons kan dit nie aan iemand anders belei nie. Elkeen van ons moet dit aan onsself antwoord. Is my lamp vol olie? Is ek gereed? Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dank U. Dankie vir die kruis. Dankie dat U ons sondes gedra het, dat U my sondes gedra het. En dankie Vader, dat ons die ewige lewe kan beerwe aan die einde van ons lewe. Here, leer ons om in oorwinning te leef, om in die opstanding te kan leef, dat dit deel van ons lewe is. En baie dankie Jesus, dat U die pad gestap het, dat U ons sondes op U gevat het, dat U bereid was om te sterf, sodat ons kan leef. Vader, ons loof en prys U. Ons sê vir U baie dankie vir dit wat Jesus moes deurgaan, dit wat U toegelaat het om U eniggebore seun vir ons te gee, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. En dankie Here dat U vir ons krag en genade sal gee om die pad te kan stap, soos wat U dit vir ons bewerkstellig het, soos wat U dit vir ons wil hê. Dankie Here, ons sê dankie in Jesus naam. Amen. Ek wil hê almal moet vorentoe kom na die tafel toe. Dan kan ons nagmaal gebruik. In die aand voor die kruisiging met die Pasga het Jesus vir sy disippels het hy die brood gevat en hy het dit afgebreek en hy het vir elkeen gegee. En hy het gesê, dit is my liggaam. Eet dit ter nagedagtenis van my. Dit was Jesus se liggaam. En ons kan dit vandag eet, sodat ons kan deel hê aan sy liggaam. Sodat dit deel word van ons liggaam. Met ander woorde, Jesus is in ons, wanneer ons hierdie brood eet. En ons kan vir Jesus sê dankie, dat hy toegelaat het, dat hy bereid was om sy liggaam te laat breek vir ons. Kom ons eet die brood. Jesus het ook die beker gevat en gesê, dit is my bloed. Dit is my bloed. Dit is die nuwe verbond wat ek met julle sluit. Deur hierdie bloed is daar vir ons genesing. Het gesê, drink dit
Want dit is die nuwe verbond. En ons kan net vir Jesus sê dankie. Dankie dat ons sy bloed kan drink, sodat dit deel van ons liggaam kan word. En ons prys Jesus, dat hy bereid was, dat sy bloed kon vloei, vir ons genesing, vir die vergifnis van ons sonde. Dankie Jesus, kom ons drink die bloed. Vader, ons loof en prys U. Dankie dat U enigste seun gegee het, sodat hy op die kruis moet sterf, sodat ons kan leef. Vader, maar ons dank U, dat hy kon opstaan, en dat hy lewe, en dat ons weet, deur hom het ons die ewige lewe. Ons het net nodig om aan hom vas te hou, en om te glo, dan is die ewige lewe ons in. Ons loof en prys U, want U is die groot ek is, U skepper van die hemel en aarde, en ons prys U, en Jesus, ons prys U, dat U bereid was, om die lyding deur te gaan, sodat ons kan leef. Dankie dat U die dood oorwin het. Ons prys U en ons sê vir U baie dankie. Dankie Jesus. Amen.